Die dag waarop die willigase oor die gebied waar die ystermyne is gevlieg het die westewind sterk gewaai. Die wind is te sterk. Ek kan nie verder nie. Ons moet probeer noordwaarts vlieg, want aan die ooste kant wag smirre ons in. Kan jy my sê waar ons nou is? Ek het geen benul nie. Siri, Ja, wat is dit nou? kan jy my sê waar ons nou is? Hoe kan die ysterertsmyn die mense daar die krate gegrawe om die erts uit te haal? Dit lyk nie net baie anders as vroeër nie. Die wêreld is sommer reg besoedel. Wat soek die voels dan nog hier? Toch, hulle moet al lang al verder weg wees. Kyk 'n bietjie, daar hardloop smirre. Smir? Kom hy dan hier? Dis darem 'n troostelose wêreld. Ja, vroeër was die omgewing so mooi, maar die mense het toe gekom. Ek verstaan dit nie. Wat bedoel jy met die mense toegekom? Wat probeer jy sê? Dis mos 'n belediging, nie? Sover ons weet het hulle begin om die aarde met groot masjiene om te dolwe en bome te ons het op die oomblik ander bekommernisse. Probeer nie weer net vooruit vlieg. Ons moet hoër kom en dan weswaarts vlieg. Hoor julle, ons moet hoor en dan weswaarts. Ek is nou net my keel vol. Niels, hou styf vas. Hou baie styf vas, hoor. Au. Wat gaan van ons word? Die wind waai al hoe sterker. Ons kan amper nie vorder nie. Hou vas, Niels. Hou tog. Oh my God, mis nie. Ag nee tog. Niels. Vlieg onder hom in, Gunnar. Kyk of jy hom dalk kan vang. Jaag my maar. Dan het ek jou. Nee, jy het nie. Dis nou eers genoeg. Hou op en kom grot toe. Hoor julle? Of moet ek julle ore trek, hè? Nee. Niels, waar is jy? Niels. Niels. En toe? Hy is weg. Goed, hy het nie miskien sy gekry nie. Jy het my die oog verloor. Ons moet hom dadelik opspoor, Gunnar. Sê my hoe Ek kon alweer nie bybly nie, né? Wag nou eers, ek betwyfel dit of daar iets met hom gebeur het.
Ja, maar waarom is hy dan nou weg? Akka, daar was 'n sterk wind van onderuit stadig geval. En wat as hy beseer is en hulpeloos in die woud lê? Dan sal almal gou-gou daarvan hoor. Almal weet hy behoort by ons. Ek het baie goed gesien hoe hy soos 'n blaartjie van 'n boom grond toe gefladder het. Maar was die wolke 'n bietjie dig. Waarom staan jy net en praat? Hoekom verspeel jy jou tyd? Hoekom soek jy hom nie? Ja, toe antwoord. Gustar. Dit gaan moeilik wees want Smerre is hier rond. Ja, dit is 'n probleem, hè? Hier's geen meer naby waarop ons kan wegvlieg in 'n noodgeval nie. Ek jammer om te sê, maar ons veertjie is reg. Hier kan Smirre ons 1 2 3 kry. Ek kan nie eenvoudig nie sê vlieg verder nie. Dis vir my onmoontlik. Ek het baie lief geraak vir Niels. Ons moenie vergeet hoe dikwels hy ons uit die knyp gehaal het nie. Ons vergeet dit nie, maar ons moet so gou as moontlik hier wegkom, Akka. Wat ons moet of nie moet doen nie, sal Akka besluit. Ja. Mamma, wie is dit wat daar buite is? Dis regtig snaakse voels. Kom ons gaan kyk na hulle. Ons sal 2-2 werk. Die een hou sy oë oop vir Smirre en die ander soek na Niels. Weer 'n hartog. Klim op. So mooi wat voel ek wou so graag met hom gespeel het. Toe maar, ons soek vir julle 'n ander speelgoed. Ek is bekommerd oor Niels, ek wens ons kon maar gebly het. Waar is ek dan? Waar is Akka en Martin? Wat het met my gebeur? Ek was te gelukkig. Maar ek wou die eend gehad het. Ja. Ons skryf vir julle iets anders. Mamma, is dit ook 'n een? Gaan weg! Nee, asseblief moenie. Dis beslis nie 'n voël nie, dit lyk soos 'n kaboutertjie. Kom ons speel met hom. Ja, kom. Ja. Hy is baie beter as die een. Dit moet hulle besig te hou. Hou op, jy los my. Ga speel met iets anders, jong. Los my uit. Ek het genoeg gehad hiervan. Kan julle nie sien nie, ek speel nie meer saam nie. Nee, los. Ek wil nie met julle speel nie. Kan julle nie sien nie. Sit my neer. Nou is dit my beurt. Gee hom. Los my. Gee hom nou vir my. Julle speel al lank buite, julle moet kom slaap. Nie nou al nie. Waar is hy? Hy het weggehardloop. Daar is hy. Daar is hy. Staan stil. Waar is hy nou? Ek weet glad nie. Hier is hy. Ek moet hom
Akka, ek en Martin kan nie verder vlieg nie. Ons draai nou maar om. Ons moet hom gaan soek, Akka. Nou goed, maar pas tog net op vir Smirre. Het julle miskien 'n baie klein mannetjie gesien? 'n Baie klein mannetjie. Nee, ons het nie ongelukkig nie. Baie dankie. Voorspoor, ek kry hom. Voorspoor. Snaaks, ek kry die reuk van gasse. Nog 'n stuk, ja. Maar wie is daar? Dat is nog duideliker. As ons snel se reuk. Ek vergis my nie. Wat maak ek dan hier? Ek sien daar 2 beertjies. Maar waar is Niels? Dat is snaaks. My neus het my nog nooit tevore so mislei nie. Kyk dan net daar. Wakker word. Is jy? Mamma. Wat kom maak jy dan nie? Nou kom klein mannetjie, vertel my hoe jy van plan is om sonder jou ganse verder te vlieg. Hoekom wil jy weet? Dis ons kaboutertjie. Gaan weg. En jy praat so met Smirre, die jakkals, ha? Gee patty. Vinnig, haal ons in. Ja, as jy nog kry. Staan maar. Staan maar. Luister nou mooi na my. Julle kan julle liewe kompie vertrou. Ek is net... Weg hier. Ja. Baie dankie, papa. Hy wil ons Kyk mooi hoe speel en naby waag die wegneem. skelm dit aan ons grot. Kyk 'n bietjie, dis mos 'n mens. Ja, dis hoekom die wêreld hier na mens ruik. Gee hom hier, ek sal hom opvreet. Nee, papa, moet asseblief nie. Hoekom nie? Hoekom wil jy die kleintjies se pret kom bederf? Hulle speel die hele dag al so lekker met die kabouter. Mense doen niks anders as om skade aan te rig. Maar is hy dan 'n regte mens? Hy kan miskien 'n kaboutertjie wees, maar hy ruik baie na 'n mens. Los my asseblief. Ag asseblief, papa niks sal aan nog ons met hom nie. speel. Ag los hom, ons speel so Hy kan lekker. vreeslik goed spring. Toe asseblief, papa. Ja, toe asseblief. 'n Mens is mos nie so nie. Ek is seker mense ons kinders probeer seermaak het en dan sou ek hom opgevreet het. Nou, goed. Maar niemand sal my vertel dat jy nie 'n mens is nie. Jy kan my miskien met iets help. Papa, bring hom asseblief weer terug. Toe maar kinders, hou op. Papa sal nou weer. Daardie mannetjie het beslis meer geluk as wysheid, maar wag net. Kom gryp jou nou. Waarmee sou ek tog kon help? Is dit nog ver? Kyk 'n bietjie daar. Kyk mooi hoe die omgewing nou lyk. My voorouers het hier gewoon, sedert daar bome en 'n woud bestaan het. Toe ek 'n klein beertjie was, het ek dikwels hier gespeel. Destyds was die vallei waarna ons nou staan en kyk 'n regte paradys. Die waterstrome was almal helder en die salms het in groot skole hier geswem. Die wêreld was groen en vol lewe. Al wat jy ooit gehoor het, was die gesing van die voëls. Al die diere wat hier gewoon het, was gelukkig en tevrede. Niks en niemand het ons gesteer nie. Ons kon sonder vrees die riviere salm vang.
En die lug waardeur die voëls kon vlieg het, was helder skoon. Soos ek gesê het, vroeër was hierdie 'n pragtige plek, maar toe het die mense gekom. Hulle het daar die afskuwelike fabriek kom bou. Dag na dag, en selfs ook snags, het hulle geklop en gekap en die wêreld omgekeer. Ek wens hulle het nooit 'n verskynning gemaak nie. Dag na dag en nag na nag, maak nie hulle waai nie, maar ook giftige swart rookvolke. Wat moet ek daaromtrent doen? Hoekom vertel jy my van Ek wil hê julle moet ophou daarmee, hoor jy? Ek wil in rus en vrede my wild lewe. Jy moet daardie fabriek vir ons gaan stilmaak, en as jy nie doen wat ek vra nie, sal ek jou opvreet. Hoe maak 'n klein mensie soos ek miskien 'n fabriek stil? Hoe moet ek daarvan weet? Dan maak jy maar net 'n plan. Dis waarvoor jy 'n mens is. Ek weier om hier rookvalms nog 'n dag langer te verdien toe maar gou. Gaan dadelik of moet ek jou nou opvrede? En pas op as jy niks reg kry nie. Hoor jy? My sitvlak. Is daar die eyster wat die mense soveel mag oor die diere gegee het? Maar daar word ook baie goeie dinge vir eyster Daar's gemaak. niks goeds vir ons nie. Dis net deur die eyster dat die mense soveel sterker as die beere is. Nee, jy verstaan dit verkeerd. Nou. Hier kom my kans om jou te vang, liewe Nels. Dis my gelukkige dag. Wat op aarde moet ek hier doen? Ek besef hoe sleg die rook vir die bout is, maar ek weet werklik nie wat ek daaromtrent kan doen nie. Hier sal die beer hom nie red nie. Ek kan nie 'n fout maak nie. Ek sal hom oorlik slag. Maar dis mos smirre. Haai, kyk 'n bietjie, jakkals. Gou, kry gou my geweer. Gee gou hier. Daar gaan hy. Wat kom soek jy hier? Maar die mense kom steur my af. Daar's hy. Amboretos. Kous, maar ons moet wegkom van hier af. Dit weet ek ook. Wag, smirre, nie so vinnig nie. Jy was aan die een wat so haastig is. Krabo, 'n beer. 'n Beer, ja. Hy gaan na jou skiet, hardloop weg gou. Jy moet vlug. Toe loop nou, hulle wil jou doodskiet. Dis reg. Maak gou daar teen die rots uit. So, pes, kyk hoe naby was hy. Nou moet jy raak skiet. Ons moet iewers wegkruip in die digte bos in gou. Hoor, daar. Hulle skiet. Hy skiet daarmee baie goed. Ja, maar op so 'n afstand. Die beer se vel sou baie nuttig gewees het. Hy's jammer. Ons sal nie meer kry nie. Dit was baie gelukkig. Hulle het ons amper gehad. Moenie sê jy het seer gekry. Nee. Maar sonder jou hulp was ek vandag Bokveld toe. Regtig? Ja, my liewe vriend, sonder jou was ek waarskynlik nie meer hier nie. Ja, maar
Wat nou? Ek moet eerlik wees, ek kon niks doen om die fabriek vir jou stil te maak nie. Doe maar wat. Jy daarom probeer. As ek jy was, sou ek maar wegtrek na 'n ander blyplek waar dit veiliger is, né? Jy's reg. Wel, ek moet sê, ek kan dit nog amper nie glo dat jy my gered het nie. Uiteindelik. Daar is jy. Ons was so bekommerd oor jou gewees. Martin! Waar was jy dan nie, jou? Dit is wonderlik om julle weer te sien. Ek is net so bly om jou weer te sien. Dit is nog so lekker. Tot ziens, julle. Elke keer wat ek vergeet om te kyk, vang jy iets onmoedeliks aan. As jy ooit weer in 'n beer vasloop, moet jy net sê dat jy 'n vriend van die groot beer in die Eystermyngebied is. Ek sal dit beslis doen. Totsiens. 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 Alweer die mense wat kom inmeng en my 'n streep getrek het. Ek moes van Niels fyn vleis gemaak het. Daar is hulle alweer. Hy wil gaan sê. Ek moes van Niels. Hulle het hom gekry voor ek hom kon vang. Het lyk my beslis vandag is nie my dag nie. Jammer om dit te moet erken, maar my beurt sal ek nog kry. Ek sal hom kry, ek sal hom kry, ek sal hom kry. Destyds, toe Niels Holgersson saam met die willigase oor die land getrek het, was daar 'n slim jong man wat in Uppsala studeer het. Hy het sy studies met groot geesdrif aangepak en baie beter gevaar as die meeste ander studente. Nogtans was hy nie 'n vervelige boekwurm of 'n pretbederwer nie. Hy het baie gesellige ure saam met sy vriende deurgebring. Maar eendag, kort voor 'n belangrike eksamen, het iets baie ongelukkigs met hom gebeur. Maar daarvan vertel ons julle liewer volgende keer.